kan kom om geskiedenis te herleef, Here, om herinneringe terug te roep en weer vas te lê sodat ons dit kan oordra. Here, wees met hierdie byeenkoms. Seën U dit en ons bid ook vandag vir Vivian wat verjaar, Here, ons bid dat U haar sal seën, U keur sien op haar lewe sal wees, Here, dat sy dit wat sy doen sal gaan van krag tot krag en dat sy tot 'n aanwinst vir U koninkryk sal wees. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Dankie Basie. Wat ons, ek het Frans wat sy gepraat, ek het oor daaroor gesels. Ons gaan vandag praat so 'n bietjie oor die ons het hierdie die damme so geraak en as julle reg onthou het ek die naam van Johnny Duraan genoem van die besproeiingsskema veral die Elandskool. Dis 'n feit. Die polisie het gaan naslaan. Dit is so. Johnny Duraan was een van die groot steunpilare vir die besproeiingsskema Elandskool. Toe sê maar wat ons ook sou moet onthou as ons op die stadion praat met Vyeboomse manne. Die man is ook al vandag oorlede, hy daar ook aan my gebly. Voor want in die eerste wat met laaste wal, daar was wat die spoor weer. Verlies op koöperasie het regtig hom uitgehaal en ook die dorp wat die munisipaliteit dan gebruik het om vir die een van bo af, die was 'n dammetjie bo gewees wat water verdeel het na die dorp toe. So kom ons praat so 'n bietjie oor dan sou ek die stories goed. Ek ken van die bekleierery en toevallig nou toe ons by kan praat, ek en Daniel sê waaroor ek sê die beheerstelsel die water. Noem my ou se naam wat Frans ook nogal was onderwyser jas en tekkies. Toe noem hy sy naam. En dit het ons ook opgekom. So kom ons praat so 'n bietjie oor die waterstelsel in die dorp self. Frans het doen vaar om af en toe water gelei daar by jou sit die prop. Ja, ons almal my pa weet ek ook ek as 'n jong kind het ons ook 'n beurt gehad, daar was 'n daar wat jy dink moet maak, dan kan die water agter in die agterplaas ingaan. Maar ons was nou nie boere of staat gemaak op dit, daar was mense wat afhanklik was van dit. So, Frans sal leer 'n bietjie ek ken hy storie. Jy moet vir Dr. Pieter vra, daar's nog 'n waterskema wat van Elandskool bedryf was. En sy plaas was deel van daai. Dis iemand daar by Flip se jaar. Hy kom uit die by Flip, gaan hy onder deur. Hy gaan tot by Quintus. Hy tot by Quintus. Daar was 'n uitkeerwaal gewees. Ja. Hy die man is nog daar. Ek onthou dit as kind. Jong seun wat ons wat die pa Flip saam was, wat jy daar gespeel het en afbeweeg het. Het ek gesien dat boere kom, hulle gelei deksel op, daar was 'n sluys waar die water hier afgegooi het. Daai pyplyn sê Pieter se dag nog daar. Hy lê onder. Maar hy sê daar was damme, wat hy damme gevoed het daarvan het hy weer gegaan verder uit daai ding. Maar dit kom uit daai stelsel uit. En dit is daai daar Hansie. As jy kyk by Hansie daar kan die saadie nie bly koos gebly. Tussen Flip en daai ouens wat daar staan. Daai straathuis wat hy straat het geloop tot 10 rivier. Ja, en dit is waar hulle beweeg. Was as in die straat. Ja. Aangaan die straat, dan kom jy by die wal uit. Dis Jy moet die wal stap na Maatjie se kant toe. So breed Ek praat nou van die kruising onderby Prins Albertstraat en Kerkstraat. Ja. Daai straat, Prins Albertstraat het deurgehardloop tot op die rivier. Maar dit was om by daai En dit is maar nie baie lank wat hulle seker van daai vrou hier. Ja. Die vrou daai plek daar gehad. Wat PPL, wat was haar naam? ja, Op Wiki het hy ding op Vicky. Sy eis toe daar op en sy het Flip het 'n iewerdierende bekleierery gehad. Want hy was so omry met sy voertuig. Dit sy maak hom daar toe. Ja, maar dit was jy moes daar afgaan om Maar dit is straat daar. ja, maar dit is waar die pyplyn kom daar af. En dis wat dit was voor die Elandskool skema. Was dit waar die boere water gekry het. Voor die dam gebou. Ja. Dat is nogal belangrik voor die dam gebou. Ja, dit was waar Pieter het gesê was damme wat Wat vir my ek dis vanoggend vir jou gesê dat die interessante deel van die hele storie is van as jy nou kyk hoe spaarsamig die mense gewerk. Al die erwe wat nou groot erwe was. Wat ek ons gebly Kerkstraat 7. Hy was hele klomp van hulle gewees.
het genoeg water, meeste van die tyd genoeg water gehad, uit daai dam uit. Hoe het hulle dit reg gekry? En die munisipaliteit het daai ding goed bestuur. Die leefstap het 2 damme gehad, daai mense weet hier, daar's 2 damme gewees. Daar's nog net een oor. Hy sit Boekhandbergstraat. Hulle sê die Modderdam. Maar daai dam is nog daar. Ek sê maar, hy is nog altyd daar. Dan is daar een wat weggevat is. Een voor Huis Teresa. Toe hier daar was voor Huis Teresa. Toe die patriotiese tyd aanbreek, toe maklik gelyk en hulle sit daar 'n gedenkteken op wat niemand by kan kom nie. Tuin van herinnering. Hy is ook daar, die tuin van herinnering, maar niemand kom daar nie, want jy kan nie inkom. Daai dam was eintlik die belangrikste gedeelte vir die ooste kant van die dorp. Die mense aan die ooste kant, sê maar in die laan tot die rivier, het hy daai dam uitgekry. Aan die ander kant het gekry die Modderdam uit. Nou daai ding het baie interessant gewerk, baie mense weet daarvan, die hoe het hulle dit reg gekry om genoeg water in mekaar te maak. Hier was 'n man hier gewees wat families van Basie het 'n groot ore gehad. Hy was die ou wat daai ding bedryf het. Staan donkie. Daai dam wat voor, Nou hy is kan ek gou in, ek moet dit, Ja. Sarel Donkie se storie moet ek vertel. Uit respek uit vir Sarel, hy het baie vir die dorp beteken, hy was daai tyd gekyk na als, buitelands als. Ja. Hy het van die paaie geteer, tot die waterleidpype reggemaak als. Maar my pa was op die kerkraad daai tyd. En Sarel was op die kerkraadsman. Met die donker bril, hy het altyd, hy was in daai dae, as jy 'n ouderling of in die haken was, as jy nie by die Sondag by die kerk gewees het, jy het verskoning gemaak. Of by die kerkraadsvergadering. Jy het, daar is 'n manier wat jy nie kan bywoon. En so was een Sondag, toevallig, was Sarel nie in die kerk. En ek sê dit met respect, ek het respect vir Sarel, ek weet wat hy gedoen het. Daai tyd het hy die voertuig deur die toets opgesit. Verhoud word. Maar in elk geval die Sondag toe vra die dominee, maar of iemand iets weet van Sarel, want hy is nie. Toe sê my pa, maar hy was Appington toe. Sê doen net wat sê mense inleiding van die Donkie Museum. Ek sê dit uit respek, ek wil hom sê dit is ek het respek vir hom gehad, hy baie vir die dorp gedoen. Ek weet hoe hy gewerk het. Hy noem Ben van Reenen. Ja. Hulle twee was die dryfvere wat die dorp in stand gehou het, al die openbare werke. ja, maar hulle het die paaie geteer, daai jare het hulle die paaie goed self geteer. So dit was net, so gesê, as iets jou opkom, oor iemand. Ek sal dit vergeet het van Sarel, maar ek moes dit vertel, want dit is mense kan nou lag oor, maar dit was wat ek sal onthou as 'n kind. Maar hy was so bekend as Sarel Donkie. Ek het nie dit Sarel in bevel hê. Toe hy die dag ek het so 'n Ford bakkie gehad. Sal dit 910 wat my oupa my gegee het. 'n Ford F100. Daar's nog foto's van hom. Maar hy het hom hierdie toets gesit. En toe hy hom klaar hierdie toets het, toe het ek gesê dankie Sarel Lingeveld. Ek sê dankie Sarel Donkie. Dit is want dis wat almal ek gedink dis verkeerd, later eers besef. Maar hy het alles gedoen. So, Daar was raakvatters gewees oor daai, die ander is een met die snaar. ja, hoe is dit? Dit op vertel van die snaar. Jammer dat ek jou druk. Ek kan nou dan nie aan nie, van hom hewe. Sy het my pa afgewerk. Sy was met die smiltyd, sy was 'n raakvatter. My pa sê sy kon alles doen. My pa was op ons lanke raad, so saam met hom, baaspa om Andries raad doen. Maar ek het nie vir Tannie Annie, ek weet in die kerk geken, wat sy in die koor gesing het, met die song, dis wat ons daar gesien het. Weet dit sy, in die agterkant is, so kom ek in die aanmeer. Maar wat het my pa wil, want Annie het intussen by my pa begin werk. Sy die logiese diesels was haar verantwoordelikheid. Sy het al die logiese diesels, wat ingooi hoe sy vergelyk het, in boek gehou het, na die logiese nie te veel diesel. Dan kom ek haar in, eerste oggend by die werk, ek wat jy die dag voorheen gesien, dan goed, want die uitklaar in die, by die huis kom en die begin werk is dieselfde tyd. Maar die oggend toe by my kantoor toe. Maar ek sê, hy sê vir my, Emil, kan ek vir iets sê? Ek sê, ja, pa. Hy sê, as ek jy is,
as keer ek hy snor af, en maak jou naam gaan. Nou, so, dan kan jy Sy die dorp eintlik geraan, wat die groot maak, die hele munisipaliteit. Vandag het 'n span mense wat so groot is. Ja. Wat dan maar. Nee, okay, so daai dam wat hulle daar gehad het, het 'n modderdam, 'n modderwal aan die kant gehad. Sarel is die job was om te sorg dat hy dam. Baie kere het die dam nie vol geraak of het die water ingekry, wat baie keer dol weer is. Iets moes gebeur het, dat die water dat inloop dan. Die inloop van die dam, uit die inloop en uitloop. Die inloop was gewees wat Hannes Reineke se huis was. Op Pieter B se, daar was 'n sluis, dan maak hom toe, dan gaan hy met 'n pyp al af en graaf stap tot binne die dam. Môreoggend dan maak hy daai klap toe. Dan maak hy reg oor die presies daardie dam uitgekom, dan maak hy daai oop. Nou het ons twee strome. Stroom in die rivier uit en die stroom in die dam. Ons eintlik stroom te maak. Die probleem is die oggend dat daai water nie in die dam gesit was. Dat sit tot net by die klein stroom. Dis nie meer daai probleem. 2 maal 'n week kan die water lê. Daai het dit ons niks gekos nie, later het 'n paar pennies gekos. Al die erwe het 2 lynbeurte of die meeste het 2 lynbeurte per week gehad. Wat ons moes regkom het mee. En die boere goed het aangegaan. Kyk, ons het daar wat ons gebly het by Kerkstraat het ons druiwe gehad, 2 soorte druiwe, appelkose en perskes. Daar was op appels bome ook af. Ons het algemeen 'n tuinvoet op gehad. Ons het 'n melkryk en appelsap daar gehad wat botter gemaak het en hoenderboerdery met eiers, alles van daai op daai stukkie grond. Hierdie weet nou groot grond. Wel, dis die onderkant van Bullerstraat. Die rugbyveld aan die onderkant van Bullerstraat. So as jy Bullerstraat af en jy trek 'n lyn, alles aan die onderkant. Die bokant is nou vir ander mense dat die bokant gebruik word. Wie was in die bokant gewees? Op die Danse kant. Ja, maar het 'n stukkie uit 'n wingerd gehad. Hy het 'n wingerd gehad. Nou, hy het ook 'n probleem gehad met water. Dit was een van die eerste probleme. Hulle kon nie die water daar kry nie, want die water moet eintlik so op van die koöperasie se kant af. Toe hulle later daar bo in Graafstraat het hulle verdeel, hy sit nog daar. Ja. Onder draad toegemaak, sodat dit gelyker kan. Wat was die probleem? Om dit gelyk te maak, sodat die en daai ene die helfte van die stroom kry. Dit was 'n probleem. En dan het jy nou, dan lê al die mense, jou besigheid werk maar so, hulle begin sê maar by die onderste punt, soos later nog, as jy klaar is, dan val die volgende ou, 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 tot die boos en maak toe. En dit vir jare, baie jare aangegaan. Die bokantse dam is dieselfde met my oupa dood as die daai dam gedraai het, boosteen, en hy het water gegee tot, daar wat Louis Alles huis was, daaronder, tot daar hy water afgeloop. En hy modderdam met boer, kan Bergstraat. Hy het weer vol geword in die kommissiekrale vrede. Dis waar hy vol geword het. Maar die moeilikheid met daai goed was maar soos die mense daar wegkom. Die mense, en nou, kyk, kom jy by jou deur en sien jy loop 'n stroom water, maar ek wil ook en dan vat jy dan en dan is aanboorlik. Dat betekent sommer die hele stroom gevat, die slim is, het nie die hele stroom gevat nie, hulle lig die sluit net so eentjie op. Dan steek hulle 'n stok daar. Daar was een spesifieke persoon, wat ons baie moeilikheid mee gehad het. Ek kan nie sy naam sê nie, maar net omdat hier is nog van sy mense, op die hoek van Graafstraat en Hamstraat, het ons op iemand gehad, wat daar water gesteel het. Mense. Hy het nog uitkeer ook gehad, dat op gehelp, kyk het ook. As ons kom, as ons kom, dat beteken ons, kyk, volgens my sê, paar jaar op, hy kom so skrik gemaakt, hy het so gehad, as die bene geklap het, toe hy sien, hoe ek nou. Maar in soort ek wel gesteel, daar hoof van, onderwijser hoof van, hy het nie bron van die enige van die list was, dan maak nie sluit so, en as jy kom sê, nie sê ek my, maar sê leiwater vanoggend, en dit was skooltyd gewees. Dus ons sê, ons probleem met skooltyd, dus ek kry vir jou ander plan, maak ander plan, kry iemand wat vir jou. En so dan mag gesteel. As jy daar boven begin, is die stroom so, as hy onderkom, is hy so. Nou gaan ek as kind, dit is my job. Ek wil baie al in my richting gee, by die municipaliteit, af, daar, om, oorals, om, Graafstraat, op. En jy lig al die deksels op. Maar daar was mense in Victoria staat er wat so gesteel. Daar is ook so gesteel.
Maar die volgende keer ek vertel, die beste ding wat ek gehad het was toe John Ferrand die oggend. Half van John Ferrand was baie goeie vertels geweest. Toe John Ferrand die oggend, hy sê sy water kom nie uit. Dis nog onlangs, toe John nog geleef het. Sê my ek so 'n bietjie gaan kyk. Dan kom jy 'n plek uit waar daar 'n pyp sit. Ek sien die water maak so 'n draai. Ek voel, ja, maar hier is dit. Ons moet net so doen. Dis ek sien, wag die volgende week. Volgende week vat ek so dik rol oor 'n paar papier saam met so lank. Trek my so onder die water hier en trek oor 'n gat. Dit is laat toe. Sien wat dit sê, dit is altyd so 2 dae later kom daar 'n man aangegaan en dit het ons nie staan. Hy sê jong sê die persoon daar die gaste in Pretoria staan. Hy dan nou 'n probleem. So wat hy sê sy water stort by die stort. Hy kan gewoon die water trek van Graafstad se kant. Ek sê ja, dis die man. Dis die man wat steur. Ek sê ja maar dit 'n kraan. Wat laat hoor daar. Ek sê jy kan nie 'n kraan hier onder jou erf dra nie. Al kom voor toe. So hy is gegaan, hy is 'n persoon gegaan en proppe gemaak by almal daar gedink. So hy moet daar instap, daai mense sodat hy daar by die begin van die pyp kom en op daarop in toe maak. Nie weer. Maar jy het ek baie stories oor die water, dink ek, maar van een storie vertel, toe die trein nog gestaan, ons moes 'n trein ook gehad. Toe het met 'n trein gehad. Die trein was nog gestaan op Kerkstraat. Die trein het in Kerkstraat geparkeer is. Toe een van die mense in die trein, dat is baie bekende Verleesdorp, hulle sê sy uit Verleesdorp bly na hom genoem, Manie Christmas. Nou is 'n Manie Christmas daar by die dinge, en ons bly nou in, daar wat ek nou bly, Voortrekkerstraat. Time and again as die water af, time and again. Nou gaan my pa stap so toe, hy sê nou Manie is daar, hy sê Manie, iemand kap die water af, kyk 'n bietjie, wat hier aan. So nie, hy is dat so man. Toe hoor ons na die tyd by die story is, Manie het opgegooi, die kom 'n klomp met 'n Manietjie met 'n bicycle. Nou die trekkie sluis daar uit. Nou Manie stap dan toe, Manie sê wat maak jy? Hy gee op een moes 'n klap uit daar in die sloot val. Hy sê, ek gaan nou vir my pa sê. Sê man, jy gaan. Manie gaan terug in die trein en hy kom uit sy kompartement uit. Hy het sy bril opgesit. Hier kom ou Jaapie nie man, die ou man. Klein Jaapie, hier kom hulle. Reg het nou Manie. Hy sê vir die kind, nou is dit die ou man wat jy so geslaan het. Nee pa, die oom het nie bril opgehad. Nou Manie het op gooit en so. Maar die trein was my pa se eiendom. My ma het verhuur. Dit is die huis. Daar waar Annie oorkant ons, die huis waar Annie se ouers bly, wat toe Hy weer gekom het. dis daai toe hy die huis aangebou het. Vertel Annie, sy tweede vrou. Dis haar huis. Ja. Hulle daai genoem, daai jare was daar seker oornagkamers. Maar dit was Manie Kersfees en daai Opperman en op die Manie nuwe jaar. en dan op die hoeke, die boorsteen het 'n oom gebly so gehakel. Ek weet nie, ek onthou dit as kind. Sy jong seun. Was 'n lang oom, dan het hy so 'n bietjie kort, maar hy gehakel. Maar in die trein, dit was Manie Kersfees, daai Opperman, hy het op die hoek, daar was drie sulke huise. Manie nuwe jaar en dan die hoek bo was die groot een gewees. Ja, maar dit hulle was, hulle was singles. In my tyd was hy so in sware poslaag gebly. So 'n lang man, nou kort aan die bietjie. Hulle het so altyd geloop in die Ja, straat. maar het ek ook nie gehakel. Dit kan wees. Dan as hy vir my hy het my nou maandeliks so dan was my ma betaal. En as my ma vinnig die deur oopmaak en sê, "Middag meneer voldoen." Ag, was nie so doen. Dan hy was dit onthou ek as 'n jong seun. Dit was waar, man. Hoe af kan ek in daai plek waar Manie Kersfees en daai Opperman bly, ek was in die brand gesteek. Ek het 'n goeie, en maar nie sekerlik daar gesteek nie. Ek het 'n goeie taak vir hom. Ek het my pa se agterplaas skool gemaak. Daar was so 'n gang. En al die blare het ek opgehaal, opgestoot daar na die deur toe. En die gangetjie, dan begin die
My pa se kantoor in die kant, dis waar hy sy boot gebou het. Op hy hoek, daar was 'n gewone garage, of 'n dubbel garage, daar het die ouma die boot Bloupunt gebou. Maar toe ek al die blare, en ek het gesien die Volksliedjie blare aan die brand, as hulle moet uitbrand, dis 'n Sondagmiddag. Ek het daar in die gammetjie, toe steek ek dit aan die brand, terwyl hulle slaap. Gelukkig het hom Alfred aan Johanna kom kuier, die Sondagmiddag. Onthou hom Alfred, wat julle, vir my maat, wat ek die plek aan die brand gesteek het. Die agterblaad. Ja, toe brand daai. Ek het maar vir hulle gevra van daai op 'n maanie Christus, sê nee, hulle het gery, die rook, maar hulle wil nog nie gaan kyk nie. Sê hulle brand nie. Moet jy hulle brand nie. Ja, dit toe sit hulle plek net langs aan met ek wat gebeur. Ja, nee, die trein was 'n ander plek gewees. Ja, maar hulle was by Otto met al die Die trein was net na daai huis wat tussen die, daar was 'n poortjie tussen die huis en die trein. maar daar was 'n houdeur voor. Ja, En dit is wat ek in die blare toe wat jy gehad van het. Kerkstraat se kant af. En op die volgende was 'n opening daar by Paats kon soek weer ry. Daar was 'n opening wat jy ek dink daai brug is nou nog daar by 'n brug. Dat was Tuiskattie se huis. Tuiskattie. En daar was Die kon agterom gegaan het, Ja. om van die elkaar en goede raak geslaan. ja, die skerpe goed. Dit was die skerpe. En dit was toe die industriële gebied hierbo begin. Dat hulle dit hier uitgesit het. Toe het hulle my forceer my pa om daar te verkoop of van die dosienaar te betrek. En dit was in 72. Die ander oom wat jy besoek het, was dit nie Dankie Opperman nie. Die na uit te gaan. Ja, daai op van Maanie Christus. En dan daar was daar 'n ou D-botte. De botok, ja, dat was de botok geweest. Hè? Daar was het de botok geweest. Ja, maar alles vir hulle dan 'n D-bot. Hy het gesê hy is D-bot. Ja, ek kyk hier. Hier kan jy gou so 4 stukke insit net. Ja. Nou die waterstorie, kyk dis oral. Ja. Elke dorp wat lei weer te. Daar is kyk jou watergevegte is nommer 1 ding. En ek was ook plek, ek het gewerk, is nie naby nie, is eentjie weg. Het ek gewerk waar hulle ook vreeslik en daar was plotte gewees aan die boekant van die dorp en die ouens slaan vrees oor die water wat gesteel word, maar hulle kan nie agterkom nie. In Soetblouw later die meeste ouens het hulle toe nog uitgelig, maar daar bly nog steeds water wegraak. Na 'n lang storie toe kom hulle agter die burgemeester van die dorp is die grootste watersteel. Hy het 'n pyp in die stoel se bodem ingebou. Die man sien dit as die water loop, die water loop dik staan, sy damme is altyd vol. Toe begin hulle vra. En toe kom hulle agter my, hy sê oor die meeste water steel. Maar dit het ek gou van hom Sarel vertel. Hy was ons in die publieke werke, of wat het dit genoem, all over, maar hy het die watersuiwering ook gedoen. Nou in die winter het ons bergwater gehad, dan was die water so dreinerig, so teekleur. En lekker soetwater al die jare. Dus en dan op somertyd was het meer bitter, want dan is meer water in die boorgate as ek hulle hier boer. Ek het verstaan 'n groot gedeelte van hulle lewe in die plakkerskamp. Dit was ontoeganklik. Maar dit het daar gelaat. Dan so een keer in 'n tyd, dan het die grootste deel van die dorp het so 'n bietjie 'n maagaandoening. Maar dit was nog nie van een of ander kiem. Daar sal hom Sarel en my pa kom maar sê, sal my pa sê, Sarel, wat gaan met die water, jong? Nee broer, ek weet nie. Ja, want die mense se maas die mekaar, hy sê man, ek het so 'n bietjie geglip in die kloor. En dan het hy gewoonlik so 'n bietjie te veel ingegooi, en dat almal se maag wat nou nie gewoond is daaraan nie, en 'n sensitiewe maag, het die dan nou so 'n bietjie van 'n maagaandoening gehad, maar Sarel het so, hy het nou nog die reinigingsaksie van die stelsel ook gehad, so tussendeur. Dit is in daai tyd van die dorp, ook in die dorp was hy so groot soos hy vandag is. Maar hulle, daai 2 manne, met 'n klein spannetjie, het alles gedoen. Ek weet hoe hulle die paaie by paal die strate in die dorp verkeer het. Die munisipaliteit het al die voorbereiding self gedoen. Ja. Daai 2 manne, wat ek genoem het nou, hulle het die voorbereiding gedoen. En my pa in die aand, het hy die greide gery. Dat hy die strate gesny, en dat die munisipaliteit homself verhol met ou patrol. Hy het lank al onder gestaan. Ja. Ek in die ou dae bedoel as jy toe die grondstraat nog was,
een van my werke was straat laat gooi die sloot in die emmer. Dit was nie lekker nie, want jy moes dit so ten minste 2 keer 'n dag gedoen het om die stof af te hou. Hy is nie te veel stof wat. Maar al die huise, jy praat van groot erwe, al die huise wat die ouens tuin gemaak het, dit is voor op die straat gegooi. Jy kan maar kyk jou ouer huis, ons huis op. Hy sit op die straat by oorskry amper al, sodat daar genoeg plek is om tuin te maak agter. Jy oorskry nie amper af, jy oorskry. Ja, Van jou na een van my ook. Ja, maar daar is nog genoeg sitplek. Ja, ons maar wel ook- daai maar. onthou jy, daai huise het gestaan voor die strate baie geword het. Ja. Die strate was baie nouer. Aanvanklik was die strate baie met grondstrate was. Ja, ja. Dis wat baie mense al gevra het. Of nie gevra het, ek was eendag by die koöperasie toe daar gebou daar bo afleek. Toe vra een van my, maar hoekom het hulle dit so nou gemaak? Die daar by die kelders, daai tussen die koöperasie nou en die kelder, daar het hulle mos 'n klomp goed dan, so dit nou. Hoe sê ek onthou nie daai tyd se lorries was 'n 4-5 ton lorry was Dit was nie lorries nie. Ja, Dit was verder was. Ja, maar dit was die groot lorries. Was 'n 4-5 ton lorry was is nie gemaak vir vandag se goed nie. En niemand het daai tyd gedink dit moet so wyd gaan. So dit is hoekom alles is nouer gemaak. Maar die waterlei beter word nou ek verskoot, dit het soggens vroeg begin. As ons skool toe loop, dan die slootaal geloop. So die ouens is soggens 5 en 6 het hy sy beurt gekry, dan moet hy daai uur wat water was. En die meeste was vloedbesproeiing. Die ouens dit was vloedbesproeiing, die ouens wat tuine gehad het. Hy dan die wingerde en die boontjies en die groentes en goed het vloedbesproeiing. Dit was Ek het 2 neefstate in die Kaap. As hulle oorlik kom kuier en bring ons swemroetes aan. Dit was vir hulle nou groot weet om die sloot te wees. En die water wat oor hulle loop. Dit is maar daai tyd was die water skoon. Jy kon regtig iemand drink in die sloot. Nee, daai water was gewoon geweest. Hier was baie van die erwe in die dorp. Hier is nou nog net. Ek weet nie daai een by Daniel. ja, ek het nogal vir toe ons op pad. Dit is En ek dink daar's nog een daai ene wat 'n pompie bly. Kan ek dit ook sê? okay, daar by die containers staan. Dis is almal opgestaan. Dis al langs op jou pa daar by ouer Radyn aan onderkant myn. Daai klein stukkie en die groot stuk agter daai gewoonlik eie geplant van pompoene. Dit Dis was ja, appels op. Ja, Appels op. Daai stuk grond behoort aan 2 mense van 2 susters van was hulle van Wolfkloof geweest. Vissa. En die keer aan hulle sien. En daai stuk grond behoort. Dit is baie lekker grond daar. Baie lekker grond. Maar nou ek daar nie maar daai stuk grond aan nie. Nou daar mense in die Hoërstraat gebly. Waar wat die sekuriteitsmaatskappy nou is. dan staan nie die wet. Sunny het om Koos Moet Herzog. te weg. Koos Herzog. En hy het ook net gehad om so op te stap op die blok. Want ek weet dus die blok was er nog so, dan kom jy by Kelpie wyd uit. Dus sportgrond was nog nie daar gewees. Nou is my pa besig daar op daai stukkie grond om aardappels uit te haal. Maar dis 'n baie vrugbare aardappelgrond daar. My pa het geweet om die aardappels te werk. Nou kom hy nou stop hy daar. Hy sê, Piet, wag dan, maar jy al 'n aardappels uit. Die pa sê, ja, Koos, het kom nie sleg uit die aardappels. Dit was mooi groot, maar die loer was so te gek. Hy sê, ek moet met Sunny praat. Want Sunny het iets gesê van, sy wil ook aardappels koop. Hy sê, maar jong, Sunny is vol dinge met die aardappels saam. Baie vol dinge. Hy sê nou hoor dit vir my, nou hoe smaak die aardappels? My pa sê, Koos, jy sê my nie glo nie. Hulle is galbitter. Want ons het nie verkoop, ons het nooit bitterman groente verkoop aan die dorpse mense as gevolg van daai probleem. Hulle wil nie betaal nie. Ons het baie aan die koshuise gelewer, baie gelewer aan die koshuise. En die meeste van die goed het gegaan Kaapse Mark toe. Want die spoorweg het nog gewerk. En die spoorweg het so 'n klein lorrietjie gehad. En hulle kom en tel, jy sit jou kaartjies goed alles aan, pak dit langs die straat, en dan kom die lorrietjie na al jou boeintjies op aardappels op eie. In Rome. Ons het nie room gehad.
Maar as jy vat Frans wat in heel daai tyd nie, daai jaar was daar wat aan die ek sal nooit vergeet nie. Daar wat dit aan die Sunny te Wettel gebly. In die somer, as dit so warm is. Dan staan die voordeur en die vensters alles is oop. Niemand loop in en niemand gaan vat enigiets nie. Niemand, dit was net ander tye gewees. Ek meen mense het met oop deure geslaap want die huise is warm so. Dit is daai tyd. Kyk, daar onderste stuk wat nou Kelkie byne is, dit was by pa se grond gewees. Nou het gepraat van die bos. Daai twee akkerbome wat daar staan. As jy inry by Gatmin, die pad het net aan hulle voorkant het hy verbygeloop. En dis so baie dryf gemaak aan iemand sê. Dit daar het daar aangesluit. Met Abbas is Hulle het gepraat van ja. Lucas van der Merwe. Maar hulle het gepraat van die windstryd. Die manne wat op plaas toe geloop het, hulle daarna geloop, daar het hulle gelê en al die gemors, al die papiere en die deur. Borrelse goed hulle daar gegooi so dit kon die windstryd was hy stuk van Minister. Hy was ook nie geteer gewees. Het jy op aan die daar geslag nie? Ja, die eerste bonusslagtryd was daar onder gewees voor Mossing is. Ja, was so 'n lang huis die weg doen. Die slaghuis was daar gewees en dan het hulle die stoep die sementstoep lê nog daar. ja. Nou wat de Hels Atelier is. Wat die Hels Atelier is daar so. Nee, maar die ding is lê nog steeds daar. Maar die stoep wel. Omdat die mense nog nie besig is daar op sit maar. Maar hy was baie slaghuise in die dorp, wat deel as net. Daai een wat julle gehad het, was daar gewees en dan was ou Pryk Wessels het 'n slaghuis gehad bo die dorp. En dan daar het Dr. Meyer se praktyk eers was. Ja. Daar was ook 'n slaghuis gewees. Maar kyk, die was shine, my pa was mos later die Bolandslaghuis opgeskep, die was shine was. Dis reg. Die buitekant van die plek se aansig het hy dat verander na die Hoogstraat se verbreding om mamma toe so 'n bietjie te upgrade. Dan was so 'n weerskop op die ou slag waar hy so op na die stop toe gekyk het. Also 'n skop te ver op die deur, hoe kan die deur. Dit was altyd 'n groot slag is vir Ja. hierso. Ja. Altyd die langs sentrale voorsieners. Daai. Ek het Jacques Swanepoel grabou. Yes. Hy baie te doen gaan met rugby. Ja. So kort blas. Hulle was Hy met pa was opponente, maar hulle was ook goeie vriende en dan kom hom Jacques en sê ek my pa Andries, ek gaan jou nou opponeer, ek gaan jou toemaak, joh. Die hier bo in die dorp daar waar wat sake is hier die bakkery gehad het daar waar wat is hierdie winkel wat hulle is by Mondies. Ja. Daar daar kom maak jy daar slaag so. Dit is so 'n paar maande en dan maak hy maar toe en sien jy nie wat hy dit werk nie lekker. Dan kom hy weer so 'n jaar of wat later en sê Andries, nou gaan ek jou toemaak. Ek maak toe weer slag Van die grabouboere was. Ja. Sy kinders was hier op skool. Die een was saam met my klas, Hein. Daar was 'n tweeling ook ons. Die een was Len, was 'n bietjie Dis- jaar voor my. Ja. Hein was saam met my. En dan Dion was een wat in Boland Skaba gespeel het. Ja, hy het aan die slag is ook hier daar. Ja, Dion was die ouer broer. Ja, hy het gekoop met my pa toe hy die slag het gedryf. Ek dink Len en 'n ander enetjie, hulle was seker kort blas soos hulle pa. Hulle was kort en binne. Ja, maar daai was onthou, daai was nie die supermark nie. Hy was hier Spar, hy was hier Orkani, hy was dit is hier waar ons nou sit as 'n groot winkel. Ja. Kyk, Brinkspar was op die seepai, die Ja. groot lang rooi stoep. Maar dit was Brings. Ja. Ja. Nee. En daar waar sentrale voorsiening was, dit was die koöperasie se winkel. Handelshuis. Handelshuis. Die anders was ons net elektries gewees. Van Hoe verander hulle dit in harmonie? Ja, is dit. Onthou jy daai jaar of die jaar wat gekom het dat die vreeslike besigheid by die koöperasie. Die koöperasie bou 'n nuwe gebou. Hulle maak 'n supermark bo-op. Of is 'n supermark bo-op? Niemand was op ek was my lewe nog nooit in 'n supermark nie. Sy my magtig jy by bring maar jy nie goed vat nie. Jy staan hier voor die toonbank. Jy wys wat jy wil hê. Hier staan nie tussen die rakke en die goed staan hier by jou. Wie kan het vat? Hoe was het? Die hotel hoor? Die hotel? Die commercial wat ek hier opbou. Kerel, hotel, die harmonie, contantwinkel en daai supermark. En die lang aan die toe. Was daar, ek weet, was daar al mooi, ek het nie geweet daar was 'n winkel. Ja, daar by kantoor nou. Ja. Dit is alles dieselfde tyd. Dit was een van die bestuurder wat hier was. Ek weet nie wie dit was nie. Die Wat besluit het?
Piet Verhoeven, toe sy nou Piet Verhoeven was die, wat ek kan onthou Piet Verhoeven. Ek dink is hy in Wat sy kan tyd. dat kan dalk nie voor Piet Verhoeven wees. Ja, kijk, hij was meer, voor die was tot een groot mate bij die paarserij geweest. Maar daar was een van die mijn mannen was hier gekomen te rijden. Want de Piet voor die was aan de hand nog steeds zo. Besluit, we gaan rijden maken. Ja, maar die winkel die Hoofstraat het nie lank gehou nie. Veel by hulle gekom toe raak het sentraal. Ja. Maar daar was eers een handelshuis. Nou, wat is ons nou? Nou, daar gaan aan met Jones woon, hy is. Ja. Oh ja, ik wil amper zeggen wat is zijn bijnaam. Skilo. Ja, hy later beseker Hij was die samen van Hy was die bestuurder van hy harmonie. Nou wel toen hulle dit, maar die commercial hotel is die, wat vandag die Keuren hotel, wat ook in die hotel is. Maar daai, ons die laatste oor gepraat, die alles het verander met die Hoofstraat. Als het nie by die Hoofstraat wat hy nou sê van sy pa se slaghuise. Dit is so dat die op sy Hoofstraat verbreed het. Dit was of die pad agterom Vriendstop, hy sê Vriendstop bus gery Ja, het, skool is ook weer. of deur die Hoofstraat. En dis waar al die meeste geboue in die bokant is die meeste geraak. Almal aan die bokkant. Dit is ons Spaarse Ek kant. woon aan die linkerkant van die straat, as jy nou. Ja, ek dink nie dat wat die rede was, hy was groot erwe. Almal kon terugskryf, onder toe was dit nie so, was daar hier en daar 'n groot erwe, boontoe was dit makliker om Maar hy sê van daar by die postkantoor aan die bokkant was op dit plein parkeerplek. Die Klein munisipaliteit Ja, was Die ou kantore wat in dit daar geval was ons 'n begraafplaas, daar was ons 'n begraafplaas. Daar by die munisipaliteit staan. Ik wil juist nog praten over die begraafplaats. Die begraafplaats is in die onderste begraafplaats. Die loop begraafplaas oorgeplant. Dit is die eindelike eerste mense van die dorp wat daar begrawe was. Dis 'n Williamse plaas. terwyl ons nou maar dis ook as jy die eie Hoofstraat gaan lees op sien die geboue in die bokant is almal opgeoffer vir dit. Of die meeste van hulle is opgeoffer. daar by die munisipaliteit nie, en daar was om Julie Nolte, wat daar gespreek. Dis reg. En om Julie het 'n bietjie gevat. Hy het nog nie die handknippers gehad. En sy oog en handkoördinasie wat baie keer maandag so 'n bietjie uit. Jy gaan nie op 'n maandag net Julie toe en dan trek jy jou hare, sê jy sit stil as jy pluk. Dat is nogal seer dat hy knip jou hare vas van. Ek het deur daai stukkie baie skuld gekry. Maar ek het Die kinders gesê as hulle nie geld kan betaal nie, dan gaan hulle op Julie. As hulle 'n bietjie geld dan gaan na Otto toe. Ja, de kok. Ja, een kokkie. Kokkie. Ook in die straat. Otto. Maar as van Julie wat het piskot, dan sit dit op jou kop. Alles wat uitsteek onderkant sny af. Kokkie was daar met die Kreefse apteek nou is. Daar was kokkie. Kokkie was daar die apteek nou. Later is het Otto. Ja, om Otto het met elke kop wat jy gespeel het, ten minste 2 karre op of kom so tussen die man. Jy het lank gesit in die stoel wil. Ja, die baie uit al die deals gekyk. Maar daai tyd was dit 'n lang bankies. En ons as skoolkinders en daai vol gesit so wat jy wag vir 'n beurt by Otto, het 'n lang. Ja. Maar dit was die skinderhoekie vir die mans. En die vrou Haarslaw was Agterkant. Ja. Maar die skinderhoekie die voorkant. Maar dit is waar Otto geswings het in Wildekar, dat hy dit al so weer deel gaan nou ouer huis toe. Dit was Hy het al horloges reggemaak, hy het radio's reggemaak, hy het foto's geneem. Foto's neem. Alles in dieselfde winkel. Alles in dieselfde winkel. Nee, dit is ook in die straat was ons nou daai altyd so wat dit wel was. ja. Ons het op palle met 'n winkel gehad en daarna 'n vrou wat Liters, die liter tannies. Ja, daai ene wat ek nie verkoop wat is haar naam? Lia de Preer. Sy het 'n plek daar gehad. Sê die dingestraat was Die leeu. Sy het Sy daar woon. Ja, sy het voordat sy het weer ag Ja, dit is. dan gaan jy aan en dan kom daar was 'n vroue Haarslom. Weet julle mos dat die Haarslom dit was. Ja, dit was 'n Sylvia Bok. Sylvia Bok se vrou. Wat is dit? Sy girlfriend. Ja. Maar hy was toch Nee, sy het Was dit?
Dis nou onderwyser die hoof van Ossiesveld. Nee, van die meisbal of nee, Maar wat van die op die hoek waar Absa was, is dat nog goed dat daar was 'n baie skool. ja, absoluut was goed. Baie skool, maar daai pale, as 'n jong steen het my pa dit afgewees. Veel van die juffers se pa het dit bedryf. Ek dink dit was sy eiendom, maar hy het dit bedryf. En dit was al Naast dit op die hoek was ook 'n winkel wat aan meneer Vryling behoort. Vryling het ook 'n winkel aan. ja, maar ja, en hy het sulke mooi hout, hy glasvensters aan die kante vertoon. Ek onthou dit as kind. Hy het glas gehad, heelwat wat na die straat toe gewys het, so op die hoek. Winkel. Ja, die winkel, die Die ander ene wat baie mense miskien van weet nie, dit is agter die BP garage, weet julle van daardie plek wat daar was. Daar was 'n plek waar jy kon gaan rolskaatse ry, rolskaatse. Julle van daai plek. Weet jy van die ys, weet jy van die skatingrink? Weet daarvan. Nee, so by Nee, dit was net dat was ook Arend Lambrecht wat in die gate daar. Want toe ons daar gebly het die bane nog daar gelê, konkreet bane met so 'n dik laag keer op. Van keer, né? Okay, maar daar was dit staan. Kijk daarvan doen ek. Dit was nou agter Pieromdraas. Agter. Ja, agter daai. Ek sê dis nou nog daar. As die skatingrink. Die vloer. Skatingrink. Nee, daar was baie plekke gehad. Ek het jy self met die tyd. As ek reg onthou ek die fliek. Ek gaan nie The Sound of Music. Daar jy nog kyk. En ek dit nog gevlieg en daarna sy afgeweer. Sit hulle bo, dan sit die ander mense bo onder die peanut gallery, dan gooi hulle die toppies en enige ding af op jou. Dit is dit onder en die manne sit bo. Gooi hulle nog bo. Toen we daar een freak geweest, die centrale café. Ja, agter. Toen viel ze pa, dat is zijn naam. Staan Ja. Daar was zo'n restaurant gedeelte. We staan met de daar. Dat is nog van, ja. Dan stap je, dan ga je 20 zitten. Dan kun je flieken. Of er het achter in die achterplaats gaat, die zaken toen bij je gebreekt dan, maar daar was een stoep, een lang stoep, dan je nu op die stoep, onder die stoep gezet, daar was zo'n groot wilgerbloem, dan is het nu weg. Die bent het dan in die jaren tot niet voorbij. Daar was een groot wilgerbloem geweest, en daar was zo die houtbalken, toen wij volgens, wat boven, wat die wit doek aanhangen. Toen je hadden ze daar tazenvlieg. Wat geweest wordt, van die balk van buiten sit, van die nattigheid, dat hij maar begon krom trek. En toen kwam maar olifant op de stelen, maar dan gaan hij balk ook met die olifant wat nou zo op zijn ja, maar toen die municipaliteit het toen later, toen hij nieuwe gebouw daar is, wat nou daar ja, want die overal zo ketelvlieg geweest. Ja, sal hulle toe daar afvlieg geweest. Dat is een baie bedomper geweest geweest, kleine mensen. Wat ik nou in die municipaliteit rondgekeken heb, waar was hij eerst geweest? Hij was daar met een parretjes op plekjes. Ja. Dat was ook een lang stoepa geweest, hij was daar geweest. Dit langs Alpesthuis, daar was die municipaliteit geweest. Dan kun je zien toe gaan, dan gaan die mensen, dan komen er advertentie op in die dorp. Hulle wys een of ander ding wat concert oor die rekkers aan. Onhandse staan daar, kaartjies by die municipaliteit aangestaan. Dan vra die mense rond, waar moet ons die kaartjies koop? Dan sê hulle, gaan graag wat aan die baard. Dan kom hulle daar, dan sê is alleen daar in die kantoor. Hulle soek vir mevrou Baard. Kaartjies. Dan staan sy daar met die snor. Die is ook van de Merwe. Maar sy kon 'n grap vat en lekker kan lag saam hier. Nee, sy was, Dat is helemaal prins nou. maar sy December maande. En dit is my pa gewerk, my pa gewerk het. December maande, dan loop die logies was 'n bietjie minder. As my pa nou sê, maar hy gaan die weer see toe. Hy ry nog steeds. Gaan nie sê elke dag vlieg op. Nou sê ek kan beheer, want as jy so baie logies op die pad. As jy aan die vir my maar, ek wil nou daar by haar kom eet, die middag. Sy het lekker kos gemaak. Nou ek is hier groot eet, mense wat my ken, 'n klein botjie vol is en dit
Miskien met al die goeie stroobol. Dit gaan later swaar, my kry hom. En dis lekker kos, dis vleis, rys en aardappels. En as ek daai alles in, dan sê sy my nog 'n bietjie oor, dan kan ek my nie van bou in jou skep sien. Dan gaan dit swaar. Maar sy het lekker kos gemaak. Daar het 'n potjie so gekry. Ja, onderwyser, die kos. Ja, maar ons gaan so breek en dan kan ons weer aangaan. Dan moet ek alles van sy hier keer doen. Die André nog. Jy opgehou, André? Ja, jy op kan net voor jou kom. Om half vir 'n koffie. Om half bietjie koffie. Ek dink is Dan so ek sal so maar oor die koeldrank. Koeldrank. dus ik maar wanneer en wat weet ik hier en ik denk mijn ontstaan het weer. Ik heb Frans wat is. Maar ja, het is nog op Frans wat is je hand op. Hij is af. Om afzetten. Ja, dat kan je dus afzetten. Dat je stoppen. Het is story van die dame die Leo. Dat was een Leo.